Welkom by vandag se gebedsbegeleiding. Welkom by jou tyd saam met God. Luister vir 'n oomblik na die stilte en word bewus van waar jy is vandag. Ons tema vir hierdie week se refleksie is eenvoud. En die vraag wat ons vandag gaan begelei is dit: wat is die mees noodsaaklik in die lewe en wat is onnodig? Wat is die mees noodsaaklik in die lewe en wat is onnodig? Haal diep asem en word bewus van jou gevoelens. Is jy ontspanne of is jy angstig? Haal diep asem en raak bewus van jou gedagtes, jou denke. Dink jy oor dinge wat jou gelukkig maak of oor dinge wat jou hartseer maak? Is jou gedagtes positief of negatief? Dink jy oor dinge wat jou ontstel, kwaad of angstig maak? Of dink jy oor woorde, mense en dinge wat jou opgewonde maak, wat vir jou hoop gee, wat jou vreugde gee? Hoe voel God oor dit waaroor jy dink vandag? Hoe voel God oor jou denke? En daarmee is ons eerste gebed van eenvoud vandag uit Psalm 19. Ons bid saam vers 13 tot 15. Wie het insig in sy onbewuste dwalings? Spreek my vry van verborgde sondes. Weerhou u dienskneg ook van vermetelheid. Laat dit nie oor my heers nie. Dan sal ek onskuldig wees en vry van ernstige oortredings. Laat die woorde van my mond en die bepeinsing van my hart vir u aanvaarbaar wees, Here my rots en my verlosser. Ons bring dikwels soveel bekommernisse oor onsself. Jy kyk dalk na die nuus en jy raak onseker oor die veiligheid van jou toekoms of die toekoms van jou kinders of kleinkinders. Hoekom is ons so geweldig besorg oor die dinge van die wêreld? Hoekom is ons so besorg oor die woorde van mense, oor die opinies van ander, oor die stem van die wêreld? Matteus 6 vers 19 tot 21 sê: moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak nie, daar waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel. Maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, daar waar mot en roes nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Waar is jou hart vandag? In die antieke nabye Ooste het die hart verwys na die diepste plek van jou menswees. Nie die spier wat in jou bors klop en bloed deur jou are laat vloei nie, maar die plek binne in elke mens, waaruit elke gedagte, emosie en gevoel uit ontspring. Die plek waaruit jy lewe. Die plek waarin jou identiteit bewaar word. Waar is jou hart? Verdwaal dit dalk tussen die bekommernisse van die wêreld of is jou hart by God, die bron van alle vrede? Ons tweede gebed roep ons om God te soek en nie die dinge van die wêreld nie.
Hemelvader, U wat in ons harte kom woon deur die Gees. Leer ons om te soek na U koninkryk en na geregtigheid wat deur U openbaar word. Dat ons nie slagoffers en gevangenes word van ons besittings nie, maar sal lewe in die oorvloed wat U self aan ons skenk. Ons laaste vraag is een wat ons uitnooi om bewus te raak van alles wat ons het. En om dan te vra, hoeveel is genoeg? Wat sal jou bevredig in hierdie wêreld? En ons moet nie net dink aan materiële rykdom nie. Nie net hoeveel is genoeg geld of genoeg huise of karre nie, maar hoeveel is genoeg mense? Hoeveel is genoeg aktiwiteite op die kalender? Hoeveel is genoeg werk? Hoeveel is te veel? Filippense 4 vers 11 tot 13 leer ons dat eenvoud 'n innerlike ingesteldheid van tevrede wees is, ongeag die omstandighede. Luister na die woorde van Filippense 4 vers 11 tot 13. Dit sê, ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Ek weet wat dit is om te min te hê, en ek weet wat dit is om oorvloed te hê. Ek is in elke opsig in al hierdie dinge ingewy, om versadig te wees, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Tot dit alles is ek in staat deur Hom wat my krag gee. Mag jy leer om jouself te verbind aan die eenvoud van God se teenwoordigheid en mag dit vir jou genoeg wees. Amen.